Ons is as gelowiges reg oor die wêreld op hierdie stadium op 'n unieke reis. Ons is nou in die tydperk van die kerklike jaar wat bekend staan as die lydenstyd. En in hierdie tyd is ek en jy in ons herinneringe, in ons geloofslewe op pad saam met Jesus en sy disippels van Galilea af in die noorde van Israel na Jerusalem toe in die suide van Israel. Ek en jy is saam met ander gelowiges, met ander woorde in hierdie lydenstyd op pad saam met Jesus na sy kruisdood toe. Maar in Deuteronomium 8 lees ons van 'n volk wat nie agter Jesus aangeloop het nie, maar agter Moses aangeloop het. Hulle was op daardie stadium al vir 40 jaar lank in die woestyn gewees. En hulle was op die drempel, hulle was op die vooraand om in die beloofde land in te gaan. En nou gee Moses by wyse van dit wat hy by die Here gehoor het, 'n groot klomp voorskrifte en dinge wat hulle in gedagte moet hou voordat hulle by die beloofde land ingaan. Eintlik dit wat hulle alles in die beloofde land te wagte gaan wees. Op hierdie stadium weet die volk nog nie dat Moses nie saam met hulle die beloofde land sou ingegaan het nie. Hy sou ongelukkig gesterf het voordat hulle by die beloofde land ingaan. Maar Moses gee nou vir hulle laaste voorskrifte. En hy sê eintlik vir die volk, Israeliete, wanneer julle by die beloofde land ingaan, gaan julle begin beleef wat dit beteken om oorvloedig te hê. Julle gaan vir julleself huise bou, julle gaan allerhande grane en gewasse aanplant, julle gaan diere hê wat julle kan slag om te eet. Dit gaan die land van melk en honing wees, die land wat die Here vir julle beloof het. Maar in hierdie situasie van om oorvloedig te hê, om meer as genoeg te hê om van te leef, mag julle dalk in die struik trap, en dit sê hy vir hulle in vers 17 van Deuteronomium 8, mag julle dalk in die struik trap om te begin dink dat julle so oulik is, en dat dit julle eie arbeid en harde werk is, wat al hierdie dinge vir julle moontlik gemaak het. En toe ek weer hierdie gedeelte gelees het, juis in hierdie lydenstyd, toe besef ek maar dit is die moderne mite van vandag, die mite van die selfgemaakte mens. Wanneer ons dink dat alles wat ons is, ons eie toedoen is, en alles wat ons het, ons eie toedoen is, dan begin ons nie dankbare lewens te leef nie, maar eintlik hierdie selfvoldane lewens te leef, waar ek en jy gereeld vir onsself kloppe op die skouers gee, om te sê, kyk hoe oulik is ons, dat ons al hierdie dinge in ons lewens moontlik gemaak het. Die lewe van 'n gelowige, sê Moses egter vir die volk, en leer Jesus vir ons, lyk totaal en al anders. Op hierdie pad agter Jesus aan is ons nie op 'n klop op die skouer pad nie. Daar waar ek en jy vir onsself 'n klop op die skouer gee om te sê, kyk hoe oulik is ons, kyk wat het ons alles vermag nie. Nee, ons is op 'n ander pad, ons is op 'n pad van dankbaarheid. Want soos Koos Du Plessis besef ons, dat alles wat ons is toe nou nie ons toedoen is nie, en dat alles wat ons het toe nou nie ons toedoen is nie, dit is alles genade, dit is gawes, dit is geskenke, wat vir my en vir jou gegee is, uit die hand van die Here uit. En wanneer ek en jy dit besef, dan kan ons nie anders as om lewens te leef van dankbaarheid nie. Dan kan ons nie anders as om agter Jesus aan te gaan op hierdie pad na sy kruisdood toe, in 'n nederige en 'n genadevolle houding nie. Dan besef ons dat hierdie pad agter Jesus aan nie 'n klop op die skouerpad is nie, maar 'n genadepad is. 'n Genadepad is wat uitloop op my en jou dankbaarheid. So, mag ek en jy op hierdie pad agter Jesus aan elke liewe dag van ons lewens besef, dis nie ons eie toedoen nie. Dis nie omdat ons so oulik is dat ons agter Jesus kan aanloop nie. Dis nie omdat ek en jy so oulik is dat ons alles in ons lewens het, en die middele wat ons in ons lewens het, en die energie om te kan werk in ons lewens, omdat ons dit vir onsself moontlik gemaak het nie. Nee, dit is alles genade, gawes uit die Here se hand uit, en mag ons dan leer dat hierdie pad agter Jesus 'n dankbaarheidspad is. Hemelvader, op hierdie pad agter U aan, wil ons vir U dankie sê. Dankie vir alles wat ons is en alles wat ons het. En Vader, help ons om nooit in die struik te trap om te dink, ons is so oulik en ons het dit verdien met ons eie oulikheid of met ons eie arbeid nie. Vader, help ons om altyd te besef dat dit 'n genadepad is agter U aan, en daarom ook 'n dankbaarheidspad is. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. In Mei maand vier ons Kinderbeskermingsweek. En ons kerk se maatskaplike dienste, hulle naam is Rata, het gevra vir 'n Hoop vir 'n Kind projek.
En hulle samel dan nou geld in om kinders wat behoeftig is, kinders wat weggeneem is van hulle huise af, omdat hulle huise ondraaglik geword het, of nie veilige plekke is nie, of omdat hierdie kinders mishandel word. Rata samel geld in om juis hierdie kinders te kan help, met die oog op kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind. Ons vra alreeds hulp in hierdie verband, as jy voel dat die Here dit op jou hart geplaas het, en jy wil graag 'n ietsie gee, om 'n verskil te maak in 'n behoeftige kind se lewe, met die oog op kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind, is jy baie welkom op die onderstaande skakel te klik en 'n donasie te maak. Hierdie gelde betaal ons dan nou in Mei maand oor aan Rata, sodat hulle die goeie werk kan doen wat hulle elke dag doen. En onder andere reël hulle berading vir kinders, sielkundige dienste, arbeidsterapeute en dies meer, sodat hulle hierdie kinders tot die beste van hulle vermoëns ook kan help. En jy kan ook help om hierdie werk moontlik te maak. So baie dankie dat ons jou hiervoor kan vra. Baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om saam met my te kuier, en mag ek en jy hierdie pad agter Jesus aan, hierdie dankbaarheidspad en tyd stap.